Vriende, wat voorreg om weer saam te kan wees rondom die woord van die Here. Nou, ons is tans besig met die baie besondere reeksie wat handel oor die profesie van Jesaja in Jesaja 9 vers 5, waar baie duidelik sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou, ons is nou al so 'n paar dae besig met hierdie reeksie. Ons het vir u gesê dat hierdie gedagte van wonderbaar beteken eenvoudig dat ons in verwondering teenoor die Here moet staan. Ek het vir u gesê wat Dr. Warren Wiersbe geskryf het. Hy sê die hedendaagse moderne mens weet nie regtig meer wat die woord of gedagte van verwondering of wonderbaar beteken nie. Hy sê ons beleef so dikwels die verbasing van nuwe tegnologie. Hy sê vir 'n paar dae is ons verwonderd oor die nuwe ontdekking en dan is alles verby. Dan keer ons maar weer terug na ons normale en ja dikwels vervelige lewe en bestaan. Hy sê as ons na Christus kyk, die wonderbare lam van God, dan beïndruk en verbaas hy ons nie net maar vir 'n oomblik nie. Maar vriende, hoe langer ons hom vanuit die woord bekyk, hoe meer ons hom leer ken en ons kennis van hom opdoen deur die woord en ons kennis van hom verbreed en verdiep, des te meer staan ons as sy kinders in verwondering en verbasing. Hoe meer besef ons hy is God en nie 'n mens nie. Hy is God in die vlees, Jesus Christus. En ons het nou al reeds gekyk na die gedagte van Jesus is wonderbaar in sy persoon. Ons het vir u gesê dat hy wonderbaar is in sy aardse lewe en bediening. Hy is wonderbaar in sy sterwe. Hy is wonderbaar in sy opstanding. En vanmôre gaan ons kyk dat hy wonderbaar is in sy hemelvaart en hoe dit ook my en jou lewe dan moet beïnvloed en moet verander tot eer van die Here. Nou vriende, as ons kyk dat die Here wonderlik is in sy hemelvaart, dan gryp dit ons eintlik aan die hart, want u sien, Jesus sê baie duidelik in sy aardse bediening, en u kan gaan kyk daar in Johannes die 17de hoofstuk. En daar in vers 1 sien ons Jesus bid en hy sê, dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige en waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Nou sê Jesus, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Baie duidelik kom die Here Jesus Christus, en hy sê aan sy disippels, soos hy reeds aan die omstaanders en die verskillende mense gesê, dat hy van die heerlikheid van God afkomstig is. Hy was van ewigheid, hy die gestalte van 'n mens kom aanneem, sodat hy in ons tyd, in ons omstandighede kon inkom, om 'n bepaalde rol te vervul, 'n volmaakte lewe te lei, ja vriende, hierdie kosbare en eenmalige dood te sterwe, sodat ons deur sy dood gered kan word. Ek het vir u gesê hoe kosbaar sy dood was. Ek het vir u gesê hoe kosbaar sy opstanding was. En nou die hemelvaart. Handelinge 1 vers 9. En nadat Jesus met sy disippels gepraat het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Vriende, daar is niemand in die geskiedenis, in die hede of in die toekoms, wat 'n hemelvaart sal beleef soos die Here Jesus Christus nie. Ja, hy het gekom in eenvoud daar in die stal in Bethlehem. Maar die Bybel sê vir ons, 'n wolk het hom kom wegneem voor die oë van sy disippels. Hy het teruggegaan na die heerlikheid van sy Vader, omdat hy die taak afgehandel het, waarvoor Vader hom gestuur het. En die Bybel sê, terwyl hy nog stip kyk na die hemel, en hierdie wolk sien, wat Christus wegneem, toe kom die boodskap, hierdie selfde Christus, sal net weer so terugkom, soos julle hom sien wegvaar het. Wat is kosbaar aan sy hemelvaart? Eenvoudig, die feit dat hy bereid was, om mens te word, maar vriende, nog nooit sy godheid prysgegee het nie. Deur die hemelvaart bevestig die Here vir ons hoe wonderbaar hy in sy hemelvaart is. Hy is God wat mens kom word het, en op hierdie wonderlike goddelike manier word hy weggeneem terug na die heerlikheid, waar hy ons nou ons ewige hoëpriester is, waar hy vir ons plek voorberei, en hy los ons met die belofte, ek sal net weer so kom om julle te kom haal. Ek wil vir u sê, die tyd het aangebreek, dat ons
die sluier van ongeloof en die juk van twyfel by die kruis moet kom lê en by hernuwing in verwondering en geloof voor Jesus sal kom staan. Jesus Christus was nie net nog 'n normale gewone mens nie. Ja, hy was in sy volheid mens, maar hy was ook in sy volheid God gewees. Iets wat ek en jy met ons verstand nie kan begryp en verstaan nie, maar die woord verklaar en openbaar hom so. Daarom sien ons sy mensheid waar hy aan die slaap raak, maar ons sien sy heerlikheid wanneer hy Lazarus uit die graf uitroep na 4 dae. Ons sien hierdie wonderlike God mens en ons buig in aanbidding en ons dank die Vader dat hy sy seun gestuur het om vir ons verlosser te wees, sodat hy ook ons uit ons dooie geestelike toestand lewend kan maak, sodat ons in hom lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Vriende, ons het gekyk na hierdie eerste gedagte, dat hierdie kind is gebore en hy word genoem wonderbaar. Ek wil jou vra, wat het hierdie kort reeksie met hierdie eerste gedagte van die profesie in Jesaja 9 vers 5 vir jou beteken? Ek vertrou dat 2 Korintiërs 3:17 en 18 'n werklikheid in jou lewe geword het en in jou lewe 'n werklikheid sal bly. Wat staan daar? 2 Korintiërs 3:17 en 18 sê: Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Vriende, jy gaan een van 2 mense wees wat eendag voor God gaan staan. Of jy gaan jou ongeloof by die kruis gelos het en in geloof hierdie heiland omhels het en in die verwondering van die woord waarin hy geopenbaar word, gegroei het. Of jy gaan eendag daar staan en sê, it was too good to be true, ek het geweier om dit te glo en ek het my saligheid op my eie idees, op my eie gedagtes gebou, terwyl die Bybel vir my sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. As hierdie kort reeks oor hierdie Kerstydperk, oor waarom vier ons Kersfees en hoe die duiwel Kersfees kom steel en hoe wonderbaar Christus is in sy persoon, in sy aardse bediening, in sy sterwe, in sy opstanding, in sy hemelvaart, u hart en u lewe nie verander nie. Wil ek vir u sê, vriende, sal u ongelukkig eendag voor God rekenskap daarvoor moet gee. U sal dan die knie voor hom buig en met die tong bely dat hy Here is en dat hierdie waarhede in sy woord vir jou geopenbaar was, maar dat jy die knie nie wou buig en met die tong nie wou bely dat hy Here is nie. My gebed is dat ons in hierdie dae werklik tyd sal neem met God en met sy woord. Dat ons seker sal maak dat ons nie deur hierdie wêreld gaan en ons aardse lewe vermors met die hier en nou en die tydelike en verbygaande dinge en die Christus van die Bybel mis nie. Ek wil jou kom vra in hierdie môre, wandel jy en ek so in die krag van die Heilige Gees, dat daar nog verwondering, ja, bewondering en verbasing is, wat ons harte aangryp, ons gesprekke kenmerk en ons lewens beheer, as dit kom by die Here Jesus Christus. Is u en ek seker, dat die wêreld en die dinge van die wêreld nie dalk hierdie verwondering van ons kom beroof het nie? My gebed is dat die Here sal gee, dat ons hom sal aanbid, in gees en in waarheid. Dat ons hom nie sal aanbid met 'n kliniese koudheid, sonder dat die gedagte oor hom ons wese aanraak en ons harte ontvlam tot toewyding en passie vir ons meester nie. Ag vriende, kom ons bid die Here, dat hy in hierdie dae weer sy gees in ons harte sal uitstort, sodat ons in ons lewens hom sal verhoog, as die een wat gekom het, en sy naam is wonderbaar. Ons gaan bietjie later kyk na die gedagte dat hy raadsman is, dat hy sterke God is, dat hy ewige Vader is, dat hy vredevors is. Al die ander gedagtes sal vir u niks sin maak, as u nie eens uitkom by die gedagte dat hy bewonderingswaardig in sy persoon, in sy geboorte, in sy menswees, in sy aardse bediening, in sy sterwe, in sy opstanding en in sy hemelvaart is nie. As u nie eens daarby gaan uitkom nie, gaan die res vir u nie veel beteken. En daarom is my bede in hierdie môre, dat u werklik sal kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Kom ons doen 'n kort gebed saam, dan vra ons dat die Here hierdie groot waarhede in ons harte lewend sal kom maak. Hemelse Vader,
Ons besef dat hierdie dinge vir ons te groot is om te verstaan, want ons is eenvoudige mense. Maar dankie vir die Heilige Gees, die Gees van waarheid, wat ons sal lei in die volle waarheid. Dankie dat ons in die blaaie van die Bybel lees aangaande God wat ons liefgehad het en sy seun vir ons gestuur het en hy word genoem wonderbaar. Raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Vader, mag ons deur die blaaie van die Bybel Christus afgeskilder sien as die een wat die heerlikheid van die hemel aan ons kom openbaar het en mag ons deur die krag van die Heilige Gees by die kruis verlossing, redding en 'n liefde vir U ontvang wat alle verstand te bowe gaan. O Gees van God, sal U hierdie waarhede in ons hart 'n lewende werklikheid kom maak en U self verhoog ook in ons wandel en in ons handel. Ons bid hierdie ding in U naam en ons bid dit met danksegginge. Amen. Vriende, mooi dag vir U verder. Tada.